In die nuus vanaand, daar is steeds 'n gebrek aan direkteurs-generaal in staatsdepartemente. Poste vir 1200 werklose dokters sal deur die minister van Gesondheid geskep word. En die bulle loop katvoet vir Edinburgh se afrigter wat al saam met Jake White gewerk het. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Ongeveer 1 uit 4 staatsdepartemente het nie 'n permanente direkteur-generaal nie. Dit is ondanks 'n belofte deur president Cyril Ramaphosa in sy staatsrede in Februarie om vakante sleutelregeringsposte te vul. Die staatsdienskommissie meen dat benewens 'n opvolgingsplan 'n paneel deskundiges nodig is om gebrekkige kennis van ministers aan te vul. We are strengthening the role of the Public Service Commission in the appointment of key people who direct the affairs of our state, such as Directors General, Deputy Directors General, Chief Executive Officers of SOEs and board members. Die destydse minister van Staatsdiens en Administrasie, Senzo Mchunu, het in 2021 gewaarsku dat 8 departemente nie direkteur-generaals het nie. Sedertdien het dit vererger. Die staatsdienskommissie stel 'n opvolgingsplan voor en dat onvoldoende kennis in departementele leierstrukture aangevul moet word. Public Service Commission should come up with a panel of experts which are relevant to that particular department, so that panel sits alongside the ministers, and that panel is informed by that particular sector, and it then counterbalances or helps as a resource to the ministers, because previously it was possible that you could have ministers who may not have the requisite skill of a particular department. Die departement van Staatsdiens en Administrasie sê egter, die vertraging spruit uit die deeglikheid waarmee kandidaate gekeur word. The delays are not indicators of neglect, but of due diligence that we must honor. Let's say the Honorable President's 2025 State of Nation address most certainly reaffirmed the goal of building, a capable, ethical, and developmental state. And by doing so, filling strategic vacancies such as those of Directors General is part of that broader agenda, and it is being actioned very systematically. Sleuteldepartemente word gelei deur waarnemende DG's. Die presidentsie sê dat die aanstelproses aan die gang is en dat dit in sommige gevalle vertraag is deur die verkiesing verlede jaar. Een van die beskuldigdes in die Jocelyn Smith mensenhandel en ontvoeringssaak, Jacqueline Apollos, het aan die hof gewys hoe hy na bewering deur die polisie aangerand is kort voor hy sy verklaring in Maart verlede jaar afgelê het. Apollos word kruisondervra in 'n binneverhoor om vas te stel of sy verklaring, sowel as die van sy mede-beskuldigdes, Divino van Ryn, as bewyse in die hof kan dien. Albei voer aan dat hulle verklaringe onder dwang afgelê is. Die twee word saam met Jocelyn Smith se ma, Kelly, in die rondgaande Hooggeregshof in Saldanha aan die Weskus verhoor. Die staat voer aan dat Jocelyn, wat op 19 Februarie verlede jaar verdwyn het, vir R20.000 verkoop is. You can show us, sir. Apollos voer aan dat hy verlede jaar op 4 en 5 Maart deur die polisie by die kantore van hulle seegrenseenheid met 'n aluminiumpaal aangerand is, terwyl sy hande geboei was. En so verhaal vir my was Jocelyn. That's how they ask me, where is Jocelyn? En ek sê vir hulle, ek weet nie waar Jocelyn is. And I told them I do not know where Jocelyn is. En as ek nou reg verstaan, het hulle hier opgetel met hierdie aluminiumpyp. I understand they picked you up with this aluminium pipe. Ja, meneer, hulle het my opgetel. Yes, my lord, they picked me up. En soos ek vir hulle sê, ek weet nie waar Jocelyn is. As I told them that I don't know where Jocelyn is. Slaat hulle my met bettens. I was hit with batons. Op my knieë. On my knees. Op my voete. On my feet. En op my hande. On my hands. En so klap hulle vir my in my gesig. And I was also smacked in my face.
Hy het getuig dat hy in sy verklaring gelieg het, omdat hy gedreig is en bang was dat hy verder gemartel sou word. If in fact, Indien that is if you are telling the truth, inderwaarheid dit wat die verhof die waarheid is, we would have seen a lot more injuries on these diagrams. ons sou meer beserings opgemerk het op daardie aantekeninge. Daar is aan Apollos gevra waarom hy nie die aanrandings by die polisie of dokters aangemeld het wat hom na die aflegging van sy verklaring ondersoek het nie. Do you know why, if that is true, the doctor didn't note it? Indien dit die waarheid is, weet u dalk hoekom het die dokter dit nie neergeskryf nie? Dat is die nokke wat ek die dokter gewys het. That is the knocks that I pointed out to the doctor. Right. But from what you've told us, there was injuries all over your body. Maar vanuit dit wat u vir ons gesê het, is die dat oral op die lichaam was daar beserings gewees. Ek het gesien my hande, I said my hands, my knieë, my knees, my voete my feet, en my voet en my gesig. my face. Apollos is ook ondervra oor sy verklaring wat bykans woordeliks met die van Reinsen ooreenstem. Die saak word Dinsdag hervat. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die minister van Samewerkende Regering, Wellinkosini Hlabisa, sê die 8-jarige seun wat siek geword het nadat hy blykbaar besmette kos in Soweto geëet het, ontvang mediese sorg. Hy steeds in 'n kritieke toestand in die Chris Hani Baragwanath Hospitaal se hoë sorgeenheid. Die minister en sy afvaardiging het die seun vanoggend besoek. Hulle sal ook die Spaza winkel in Mapetla besoek om met die gemeenskap te praat. Intussen sê Hlabisa dat monsters van die versnaperinge na 'n laboratorium geneem is vir toetse. It is very necessary that we come and see the child, the state in which he is. It is our prayer that God help him to fight and come back to his family. But above all, in the spirit of DDM, as we have all spheres of government, the government embarked on a process of regulating the spaza shops. The step that we need to embark on now is to reinforce the implementation that every spaza shop that did not go through the process, its doors should not be open. And I'm happy that the spaza shop in which the child is reported to have bought the snacks which affected him is shut down. Kenners meen dat Indië sy bande met Afrika wil versterk en 'n teenwig bied vir toenemende Chinese invloed op die vasteland. Suid-Afrika, 9 ander Afrika-lande en Indië voer tans gesamentlike vlootoefeninge uit langs die Tanzaniese kus. Die doel van die oefeninge oor 6 dae is om die vlote se vermoëns te ontwikkel om seerowery te bekamp en noodleniging te bied. Indië sê hy wil die voorkeur vernoot wees vir sekerheid en noodleniging van lande in die Indiese Oseaan gebied. Ander Afrika-lande wat deelneem sluit in Kenia, Mosambiek, Tanzanië en Mauritius. Beamptes sê die groep sal later uitgebrei word na Wes-Afrika-lande. Die Indiese regering sê hy hou Chinese aktiwiteit in die Oseaan nou dop. Ongeveer 90% van Indiese handel met Afrika volg 'n Indiese Oseaan seeroete. In Moskou, Rusland, kan 4 joernaliste lewenslange vonnisse opgelê word vir hul verbintenis met die land se ontslape oppositieleier Alexei Navalny. Die joernaliste word daarvan beskuldig dat hulle vir 'n verbode organisasie werk. Die aanklaers voer aan dat die 4 materiaal vir die Alexei Navalny YouTube-kanaal vervaardig. Navalny is meer as 'n jaar gelede in 'n Russiese strafkamp dood. Hy was een van president Vladimir Putin se grootste kritici. Vonnisoplegging is volgende week Dinsdag. In die Belgiese hoofstad Brussel het lede van die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie NAVO 'n rekordhoeveelheid militêre steun aan Oekraïne beloof.
Europese bondgenote in die Oekraïense verdedigingsskakelgroep het hulle verbind tot bykomende militêre hulp van bykans 460 miljard rand. Die vergadering het plaasgevind terwyl die VSA se spesiale gesant Steve Witkoff met die Russiese president Vladimir Putin in Sint-Petersburg vergader het. Owerhede in El Salvador het beeldmateriaal vrygestel van 'n operasie ter see waar tydens daarop 1,3 ton kokain beslag gelê is. Die operasie het in Maart plaasgevind. Op 18 Maart is 2 skepe deur die vloot onderskep. 6 dae later is 'n derde vaartuig onderskep waarop die dwelms versteek was. Die geskatte waarde van die kokain is $32,5 miljoen. 9 van die skepe se bemanningslede is in hegtenis geneem. Goeie nuus vir werklose dokters en 'n man wat homself as 'n dokter voordoen, word in hegtenis geneem. Bly ingeskakel. $1,200 poste gaan vir werklose dokters in die openbare gesondheidsorgsektor geskep word. Dit is volgens die minister van Gesondheid, Dr. Aaron Motsoaledi. Hy sê weens begrotingstekorte sal 600 van die land se 1,800 werklose dokters egter nie gehelp kan word nie. Motsoaledi het die media in Centurion toegespreek waar hy vergadering van die Nasionale Gesondheidsraad bygewoon het. Die openbare gesondheidssektor is onder geweldige druk weens verouderde infrastruktuur, personeeltekorte en toerusting wat nie in stand gehou word nie. Volgens Motsoaledi is daar egter hoop, aangesien hy en sy departement besig is om van die probleme op te los. Die aanstelling van meer gesondheidswerkers, insluitend dokters en verpleegsters, is vooropgestel. The council has approved advertisement of 1,200 jobs for doctors, 200 nurses, and 250 other healthcare professionals at the cost of 1.78 billion rand. The Human Resources Unit will soon commence with recruitment processes once all logistics have been finalized. Meer as R1 miljard is ook beskikbaar gestel om nuwe toerusting en beddens en matrasse te koop. The 1.4 million articles will consist of 25,000 beds, which are ICU beds, general ward beds, 3-section electric beds, 4-section electric beds, multifunction electric beds, etc. And there will be 25,000 of them. They will cost 725 miljoen rand. Die minister het ook aangekondig dat 'n taakspan aangestel gaan word wat hoofsaaklik uit akademici sal bestaan om van die gesondheidsdepartement se beleide te hersien. 'n Man wat homself as 'n dokter voorgedoen het en foto's in die gange van die Nelson Mandela Bay Akademiese Hospitaal in Mthatha in die Oos-Kaap geneem het, is deur die polisie in hegtenis geneem. Die verdagte het 'n stetoskoop om die nek gehad en 'n wit laboratoriumjas gedra. Veiligheidswagte het die man aangekeer en die hospitaalsbestuur in kennis gestel. Die sogenaamde fopdokter het aan die veiligheidswagte wat hom aangekeer het, gesê dat hy 'n professor is. When I looked into the badge, it was stating Prof. Internal Medicine and Surgery, and yet the badge was not the same as the one that we do have in the institution. Die hospitaal se bestuur het die polisie in kennis gestel. All those belongings have been taken from him by the policeman, and he has been taken out by the policeman. They will go and actually search him for some more information. Die man is glo al van tevore op sosiale media gesien, waar hy homself ook as 'n onderwyser voorgedoen en talle mense om die bos gelei het. Die hospitaalbestuur het die veiligheidswagte geloof vir hul oplettend en waaksaamheid. Die polisie het die man vir ondervraging ingeneem. Toegang tot die internet deur digitale openbare infrastruktuur en die hervorming van die sektor was op die agenda by die G20 Digitale Ekonomiese Werkgroep vergadering in Gqeberha in die Oos-Kaap. Suid-Afrika beplan dat die hele bevolking teen 2030 internettoegang moet hê. Vordering is reeds gemaak om bekostigbare en betroubare internettoegang te verskaf, ondanks verskeie uitdagings.
Internettoegang aan die hele bevolking is 'n belangrike ekonomiese dryfveer. Dit sal lei tot groei in die digitale diensverskaffingssektor en die internet meer bekostigbaar maak. We need to make sure that everybody is in the space of the digital coverage, right? Because digital coverage is the fact that the infrastructure needs to be available at a time for use. We think that they don't have the same challenges we have. We actually have the same challenges. It's just the magnitude of the challenges differ in terms of size. So we sit here and we say, what is it that requires to close that gap? Is it about financing? Or is it about just us making sure that we ensure devices that are needed to be there, have to be there? Digitale transformasie is die gebruik van tegnologie om ekonomiese verandering te bring en 'n positiewe impak te maak op gemeenskappe. For South Africa, the key sectors is the education sector, making sure that we deliver our education through online. The second sector is social development, making sure that we deliver services to our citizens because a lot of our citizens rely on social grants as well. And then the other key sector is the agricultural sector. So we're looking at how we can then enhance the sector. Die Oos-Kaap is besig om homself te posisioneer en voor te berei vir 'n digitale toekoms. It's a movement that we're doing. It's not going to be an easy thing. As part of a provincial investment or Premier's investment committee, I'm establishing a work stream that will dedicate itself into the digital economy as one of our frontiers of growth that we have identified into the 7th administration. Die G20 werksgroep gaan môre voort met die fokus op kunsmatige intelligensie. Die minister van Werkskepping en Arbeid, Nomakosazana Meth, het haar kommer uitgespreek oor die FSA se tariefverhogings. Sy sê dit kan ekonomieë tot stilstand dwing en grootskaalse werkloosheid wêreldwyd veroorsaak. Meth neem deel aan die tweede G20 indiensnemingswerkgroep in Durban. Verskeie G20 werkgroepe vind plaas voor die G20 beraad in November. Geslagsgelykheid in die werkplek, soos uitgelig in die Wêreldgeslagsgelykheidsverslag, as ook loonverskille, was ook op die agenda. Meth het haar ontnigtering uitgespreek oor gedeelde welvaart wat wêreldwyd bedreig word. These shifts threaten to become the primary drivers of economic stagnation and job losses, particularly in developing nations. These changes will erode economic resilience and dismantle employment opportunities for millions. Meth glo 'n veelsidige benadering moet gevolg word vir maatskaplike beskerming, die beskerming van arbeidsregte en vir volhoubare ekonomiese beleid. We must fortify international cooperation and ensure that our policies foster shared prosperity rather than exacerbate disparities. With the looming global economic slowdown due to fracturing multilateralism and resurging nationalisms, our collaboration is critical to protecting different sectors, industries and jobs. Regeringsamptenare en afgevaardigdes was dit eens dat te min vroue loopbane in die wetenskaps- en tegnologie sektore volg. Women tend to be doing qualifications and jobs that require soft skills, and usually those kinds of jobs, they don't pay as much as the others. South African women receive between 23% and 35% less than men for the same work done. Die minister glo die inkrimping van die geslagsverskilgaping sal tot vooruitgang wêreldwyd lei. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag vertoon het. Bly ingeskakel, ons kyk net hierna na môre se rugby en weer vooruitsigte. En ons sluit af met 'n storie van 'n ander aard. Die oudste gorilla ter wêreld het vandag 68 geword.
Die wêreld se oudste gorilla, genaamd Fatou, is vandag vir haar 68ste verjaarsdag met 'n mandjie vol lekkernye by die Berlyn Dieretuin in Duitsland verras. Die dieretuin se veearts, Andrei Schul, het vertel dat Fatou goed doen vir haar gevorderde ouderdom. Sy het wel 'n paar ouderdomsverwante kwale, soos stywe knieë en elmboë. Fatou het ook met die jare haar tande verloor. Daarom moet haar groente vir haar sag gekook word. Anders as die ander gorillas word sy op haar rype ouderdom 'n bietjie meer met vrugte bederf. Op haar verjaarsdag is sy bederf met arbeie, pruime en appels. Gorillas is 'n bedreigde spesies. Hulle natuurlike habitat word voortdurend vernietig. Hulle kom voor in die tropiese reënwoude van Kameroen, Sentraal-Afrika, Gabon en die Demokratiese Republiek van die Kongo. Gorillas is die grootste aapspesies ter wêreld en weeg gemiddeld 200 kg. Nee, maar daar's nog 'n huppel in die stap. Dis al van my kant af. Onthou om môre aand om 6:15 op SABC2 in te skakel vir die Afrikaanse bulletin. 'n Lekker aand verder. Totsiens.